Dit is vandag Maandag, 20 Oktober. Welkom by ons luistermeditasie. Ons lees saam uit 2 Timoteus 3, vers 14 tot 17. En ons lees uit die 1983 vertaling. Nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan, wat ons herinner aan God se teenwoordigheid. Here, U is my redder, groot en magtig. U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar, swak, onseker. Tog wil ek U dankbaar dien. God, my Here, U is my Here. Vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my, Here, na die bestemming in U woord my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, U leiding bring bevryding en al U skuld, al ons skuld het U gedra. Ja, al my skuld het U gedra. Amen. Ek nooi jou om saam met my te luister na 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17 en as daar dalk 'n woord of 'n sinsnede is wat by jou kom lê op jou hart, hou dit vas en reflekteer daaroor in die stilte. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was. En jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek. Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Van tyd tot tyd staan ek stil by
my leermeesters op my lewenspad. Dit het my al baie stof tot nadenke gegee om in verskillende seisoene van my storie sekere leermeesters te onthou. So het ons mentors op verskillende vlakke van ons lewens. Ek nooi jou om vir 'n oomblik te dink wie die leermeesters nou in jou lewe is. Wie is die mense wat vir jou mentor is, 'n oor by wie jy sommer net kan gaan sit en wie se wysheid rigting gee op jou pad. Wanneer Paulus vir Timoteus skryf, dan herinner hy hom aan sy leermeesters en sê, hou vas aan wat jy by hulle geleer het. Hou vas aan dit wat jy by hulle geleer het. Die tweede ding wat hy vir hom sê is, onthou die woord, die heilige skrif, wat jy van kleintyd af moedersmelk mee ingekry het. Die twee goeters, jou leermeesters, saam met die woord, is ankers in jou lewe, wat jou op jou pad help, wat jou op die waarheid hou, teen dwalinge, dinge wat verkeerd kan loop, en dan veral om 'n regte lewenswyse te kweek. Saam met jou leermeesters wil ek jou nooi om vir 'n oomblik te dink, wat is die stories, verhale in die Bybel wat jou lewe rig? Dalk is daar 'n teks of twee wat sommer net weer verfris moet word om lig op jou pad te bring en te wees. Reflekteer vir 'n oomblik hieroor. Dankie Here vir die
verskillende leermeesters in my lewe, in verskillende seisoene van my lewensreis. Dankie vir wat hulle vir my gedoen het, vir die bakens wat hulle neergesit het, vir wysheid, vir lig op my pad. Dankie vir die wyses nou in my lewe, wat my help met rigting, saam met wie ek kan reflekteer. Dankie vir u woord, vir die lig op my pad, en hoe dit my elke dag rig vir 'n regte lewenswyse. Ek hou vas, Here, aan u lig, u woord, en die lig in mense wat saam met my die pad stap. En mag my lig ook op sy beurt verander, wat saam met my stap, lig bring. Amen.